Welkom terug by nog 'n episode saam met my Jean-Driek Orendaal en aan my sy het ek vir Barry van Central Fishing. Hi Barry, goed en met jou. Nee, wat help ons klaar nie. Lekker man. Nou kom ek jou sommer van die begin af verduidelik wat ek weet van visvang is gevaarlik. Ek weet nie eers hoe om 'n lyn aan 'n hoek te sit nie. My bydrae as ons water toe gaan is ek vat my kettingsaag saam en ek gaan sny houtstompe af en ek maak seker die hele naweek brand die vuur net so hoog. So verryk ons. Vertel ons alles van visvang, van fly fishing tot baited fishing. Wat gebeur, wat is die verskil en hoekom maak ons jou spesiaal? Kyk, die ding is, jy kry visvang en jy kry hengel. Is die een nie suip en die ander een is Ja, kyk met hengel, as hulle vir jou vra het jy al ingegooi, sê nee, soek nog die glase in die ys. Die ander een is nou visvang. Dit is nou waar ons in die prentjie inkom. Dis hy. Persone wat dit ernstig opvat, en regtig dit 'n sport maak. Dit is nogal lekker, dis baie tegnies. Baie dingetjies het verander. Daardie storie wat die ou mense altyd gehad het van visvang is geluk. Is glad nie so nie. As jy gaan kyk na die tegnologie wat daar ingaan, al die dingetjies is nogal redelik kompleks. En dit is waarvoor Central Fishing daar is om daai persone wat regtig ernstig daaroor is, Oor die sport, ja. te help en vir hulle te wys hoe om dit te doen. En dan vir die gesin wat vir 'n naweek wil weggaan en net bietjie wil ontspan, kom na ons toe, ons help julle, ons wys julle om die goedjies te doen en in daai hoek wat jy graag wil knoop, daar's baie maniere Om dit wel te kan doen. wel te kan doen. Ons kan dit ook vir jou wys. Ek het 'n vriend van my en hy is groot in fly fishing en hy probeer nou al seker vir 2 jaar om my te kry om saam met hom heuphoogte in die water te staan en hy vertel vir my, jy moet kyk waar die water oor 'n klippie kom en dan moet jy nou net jou vliegie hier agter hom gooi en die hele tyd en dan daar sal jy nou kom regkom. Nou jy gesels so van dis gesinstye weg. Watse goeie plekke sal jy aanbeveel kan 'n mens gaan fly fishing doen? Fly fishing, daar sal ek maar na die omgewing soos Clarence waar jou waterstroom is, Clarence Dulstroom, Rhodes selfs? daai gedeeltes ook en dan Ficksburg, daar's redelik 'n paar plekkies in Ficksburg wat nie te ver is nie. Wat ook nogal goeie kan ek sê vloeiende water het vir jou fly fishing. Nou Barry gesels met vir my wat nou geensins enige visvang gear het nie. Wat gaan ek nodig het en wat kan ek by jou kry? Kyk, ding is vir 'n sosiale hengelaar sê ek altyd gaan kry iets wat by jou pas, wat by jou behoefte pas. Jy hoef nou nie na my te kom en vir jou 'n visstok te koop van 3.500-4.000 rand en daai tipe goedjies nie. Ons het wat ons noem combo stelletjies. O ja. Jy het klaar 'n visstok en jy klaar 'n katrol vir die helfte van die prys. Laat ons jou raad gee om die regte dippies, die regte hoekasies en daai goedjies te kry. Jy het 2 stokke nodig, jy het 'n skepnet nodig, as jy van die visse wil hou om foto's te neem na die tyd, jy keepnet nodig, en dan so hang af waar jy gaan vang, so 4 of 5 verskillende dippies en mieliebom. Dis maar wat jy nodig het. Ek dink nou so aan mense wat sê man, ek het die wenbom by my. Hy kom van my oupa grootse dae af. En nou net vroeër in die gesprek het jy gesê, daar's nou ook tegnologie wat betrokke is. Ja. Deel bietjie daarso as. Kyk, as jy kyk na tegnologie, in die ou dae het ons maar gevang met, ek kan onthou, ons het 'n blikkie koemielies gevat, en dan het jy 'n breinbrood gevat. En dan het jy afgegaan rivier toe, jy het ingegooi en jy het vis gevang. Maar jy het nie baie vis gevang nie, maar jy het ten minste vis gevang. Later in die middag as jy honger word, breek jy vir 'n stuk brood af, gooi 'n paar mieletjies in, dan eet jy dit self ook. Dan is dit lei daarom nie honger langs die dam nie. Maar daar's agtergekom dat jou vis 'n baie sterk reuksintuig het. Okay, goed. En dan waar die konsep van fluoreseen inkom. Dis nou die goed wat lou. Ja, dis daai goed wat as jy dit in die water gooi, maak dit so groen kool. Ek's met jou. Dis jou fluoreseen. Nou waar daai konsep inkom is, die bewering is dat 'n vis staan fisies op sy kop en hy blaas en hy suig. Nou as jy daai fluoreseen ingooi, is dit 'n tipe van reflekteer daardie stofwolk wat opkom.
en dan dink jou visse dat van jou kleiner visies daar wy en dan sal hulle inkom. En dan kom inspekteer hulle Nou kom wat daar inspekteer hulle fisies na wat se stofwolkie daar onder die water is en dan die reuksintuig. Jy sal sien in die somer hou ons baie van 'n vrugtegeur om mee te vang. In die winter sal ons nou weer na 'n sterker reuk toe gaan. Soos 'n bloekom, 'n cinnamon en daai goedjies. So dit werk. As jy gaan kyk, mense het altyd in die ou dae gesê jy vang nie in maande wat met 'n R begin nie, of wat nie 'n R in het nie, soos Mei, Junie, Julie, Augustus. Okay, goed met jou, ja. Dit is die lekkerste tyd om te vang. Jy vang nie so baie vis daai tyd nie, maar jy vang wel groter vis. Dis ook wintertyd nie, is langs die water, jy moet vir jou warm aantrek. Ja, dis waarvoor ons waders verkoop. So jy trek vir jou lekker sweetpakbroek onderaan, paar dik kouse, trek jy wader aan. So hoog. Ja, ongelukkig kompeterend mag ons nie vuur maak langs die dam nie, maar ja, vir die sosiale hengelaar Is dit kan hy ideaal? ja, en dan ietsie om te drink, soos 'n koffietjie en daai ding om jou self warm te hou. Bob is jou uncle. Sê vir my, waar kan die mense vir Central Lightning, ekskuus tog, ek's nog op Central Lightning, ek jammer. Ja, nee, is reg. Waar kan die mense by jou uitkom? Waar is jy geleë? Ons is by Recon Park, nommer 5 in Van Ferreiraland, soos net die skuins van oorkant ons af. Millie FM. Almal weet waar Steffies is, almal weet waar Bossa is, ons is reg agter hulle. Goed, nee, maar nou weet ek ook waar is julle presies. Kom maak dit raai, dan wys ons jou. So vir julle wat nou onervare en onbekende hengelaars of visvangers is soos myself en bietjie meer wil weet, kom gesels met Barry. Hy is jou man, hy gaan vir jou mooi verduidelik en al jou nodige toebehore is by hom. Dankie. Dankie, dat jy dit draai was kon maak. lekker. Pak dit man.